Voel jy soms so 'n bietjie verlore, eensaam, geïsoleerd, so half, gee enige iemand regtig vir my om? Sien iemand nog my hart, die wie ek regtig is, raak? Weet dan, jy is nie alleen nie. Jy is een van die toenemend groeiende getal mense in hierdie moderne tegnologiese wêreld, wat ongeag al die inligting en kontakoorlading, eensaam en alleen, misgekyk voel. En die redes hiervoor is legio. Sosiale media en tegnologie is dikwels oppervlakkig en selfs vertoonagtige kommunikasie, terwyl ons arm is aan werklike diep en betekenisvolle interaksie met mense. Omdat ons soort van oppervlakkig met mekaar kommunikeer, is daar al hoe minder ruimte en geleenthede vir persoonlike kontak. So kry ons nie die geleentheid om in 'n veilige omgewing ons dieper menswees, vreugde, verlange, pyn, teleurstelling en vrees opreg met iemand anders te kan deel nie. Ons steek nou eerder al hierdie dinge weg of krop dit op agter nog 'n post. Omdat ons arm is aan die deel van ware diep verhoudings en interaksie, raak ons maklik weg agter die skerms van die lewe. En dan voel ons eensaam, voel ons misgekyk. En natuurlik dra hierdie ongesien voel by tot ontspanningsvlakke, want nou ervaar ons net meer druk om te presteer, selfstandig te wees en net ons beste voetjie voor te sit. As jy soms hierdie ek is eintlik alleen op hierdie aarde voel, wil ek jou aanmoedig om mooi bestekopname oor die kwaliteit en geluk van jou lewe te maak. Vra jouself die volgende: wie en wat gee regtig sin en betekenis aan my lewe? En wie en wat nie? Trek dan kleiner grenslyne en los die sinlose dinge wat regtig geen bydra tot jou ware menswees lewer nie. Tweedens, dink oor jou gewoontes. Die gewoonte van gryp na die skerm. Vra jouself hoe jy dit kan verander en wat jy kan doen om meer tyd en ruimte te hê vir die belangrike dinge, belangrike mense, belangrike verhoudings in jou lewe. Maak tyd en skep geleenthede vir hierdie kwaliteit van lewe gewoontes, van saamkom, van kuier, van deel, eerder as om net nog kwantitatiewe getalle na te jaag. En dan, maak tyd om mens te wees, om by jouself uit te kom en te reflekteer, om stil te word, die gees in jou se gerusstellende en liefdevolle stem te hoor en weer te onthou, wat ons ook in Handelinge 2 vers 26 lees. Die Here is elke tree van die pad by my, daarom kan ek niks oorkom nie. My lewe loop oor van vreugde, want ek weet, U Here van my hart stap heeltyd saam met my op die pad, wat na die lewe toe lei. Daarvoor dank ek U. Amen.